Mike, is 'n groot een in Durban, dit is die Sharks tuis teen die Bulls, en 'n Springbok teen Springbok, daar's baie Springbokke op baie veld, is nou 30, is dit meer as die helfte van die spelers wat op die veld is, so dit gaan 'n groot stryd wees, dis nie net vir punte nie, is 'n bietjie wedywering vir hy groen trui ook so tussendeur ingemeng. Ek dink dis wat ek geniet van hierdie tipe Suid-Afrikaanse spanne wedstryde, dit is, ja, soos jy sê, maar veral tussen hierdie twee spanne, Springbok teen Springbok, en ek dink dit is waar daar groot vrae basies kom by jou as individu om te wys, weet jy wat, jy is gekies bo my, of weet jy wat, ek is die een wat gekies is, ek moet wys dat ek beter as jy is, en ek dink daar soveel spelers, as ons nou begin om name en lys vir lys gaan vergelyk met die twee spanne, dan wil ek vir jou sê, hier behoort niks meer as 3 tot 5 punte tussen hierdie twee spanne te wees nie, maar deur die loop van die seisoen was dit die Sharks, wat ek dink die groot vraagteken gehad het by hulle as individue, maar kort op hulle hakke is die Bulle, want jy kyk na daai spanlys en jy dink vir jouself, maar die Bulle is nie veronderstel om 'n moeilike seisoen eintlik te hê nie. En ek wonder net wat dit is. Ja. 'n Moeilike tye val op die afrigtingskant vir albei spanne. Dit is John Plumtree is nou weg, dit is JP Pietersen wat instaan. Dis die enerzijds. Die ander kant by die Bulls het Johan Ackerman vind nog absoluut sy voete. Hy is maar nou net 'n paar wedstryde in daai stoel. So dis nie baie verander nie. Die afrigtingsspan is hulp afrigter, sy bestuurspan, sy spelers is nog dieselfde Johan Ackerman se, maar nuwe afrigter. Dis nie so maklik nie. En jy kom druk net knoppies en sê ons wen nie. Dis die een ding wat ek onthou toe John Plumtree ingekom het, was hy onbeskaamd geweest om te sê, die spelers wat nou gekontrakteer is, het ek nie my hand in. En dit is my eintlik baie moeilik. En ek dink 'n ou is geneig geweest om dit amper half te oorsien met iemand soos Johan Ackerman, waar jy gesê het, jy's hierdie afrigter wat soveel sukses behaal het by die Leeu's, soveel sukses behaal het oor see waar hy was, hy gaan sukses behaal hier by die Bulle, want kyk die spelers wat hy het. Maar ek dink 'n ou is geneig om te vergeet, soos jy sê, hierdie afrigter het ook sy manier van dinge doen. Hy het sekere spelers wat hy graag deel wil hê van daai patroon wat hy sal wil tentoonstel, dis nie 4 wit lyne. Ek dink egter ook iemand soos Johan Ackerman is 'n speler wat nie net die speler kies nie, maar die mens kies. En ek dink dis waar sy sterkpunt het, die verhouding wat hy het met die spelers. So ja, dit is nou 'n bietjie van 'n swaar trek al aan die een kant by die Bulle, en dit is 'n moeilike tyd dink ek by die Bulle, maar ek dink nie jy moet vergeet waarmee hulle besig is nie. Johan Ackerman is baie soos 'n Rassie Erasmus wat bietjie vooruit werk. So hy is dalk nou besig om te werk aan wat volgende jaar gaan gebeur. Net vinnig op die Bulls, want hulle het 'n baie sterk pak en hulle het sterk spelers wat baie goeie Springbok blootstelling gehad het, omtrent dat die hele vaste 5 omtrent. En dan sit hulle met 'n goeie 10 in Pollard, hulle sit met aanvallende spelers Kenan Moody en as hy terug is Kurtley Arendse. Dis eintlik 'n span as jy kyk op papier, moet hy eintlik die span in Suid-Afrika wees wat toon gee. En ek dink dis amper hoekom ons so al verbaas is oor waar die Bulle en die Sharks eintlik nou vir hulle self bevind, want die Sharks is 'n span wat die Verenigde Kampioenskappe skildkompetisie met die Europese ding amper half gewen het. Hulle het die Europese skildkompetisie gewen. So jy dink dis 'n span wat sal aangaan in die Verenigde Rugby Kampioenskap met daai momentum. Die Bulls daarteen is die span wat verlede jaar in die finaal gespeel het, tuis Bodem finaal gehad. So jy vra jouself die vraag, waar het dinge so vinnig verander en hoekom het dit so verander, want die spelers is tog dieselfde. En ek dink dis daai boutydperk waardeur ons nou gaan, daai verhouding boutydperk van die veld af wat ons nou sien.